Goeiemôre. Waarheen is ek op pad? Hemel toe of hel toe? Deel 1. Kom ons hou op om voor te gee dat almal wat sê hy is 'n Christen, dalk op God se breë pad loop. Die breë pad wat Jesus sê is die pad wat na die hel toe gaan. En Jesus waarsku ons indringend oor dit. Sulke Christene het dalk iewers lank terug 'n kaartjie ingevul of 'n gebed agter 'n prediker aangesê, nê? En hy was dalk opgewonde, hy het 'n opgewonde gevoel gehad en toe geglo hy is nou op pad na Jesus toe, want die prediker sê so. Nou is hy outomaties 'n geredde Christen, 'n kind van God. En dit is die ergste ding wat met iemand in sy lewe kan gebeur, as hy valslik glo, hy gaan hemel toe, want hy het Jesus aangeneem, en die Satan staan en glimlag daaroor. Luister, dis nie wat Jesus gesê het nie, dit is nie wat die apostels geleer het nie, en dit is beslis nie wat ons in die skrif sien nie. Ons kies en ontvang mooi versies op die sosiale media, nê? En is selfs te lui om dit aandagtig te lees en in te neem en te ondersoek wat dit eintlik vir ons sê. Dus, kom ons neem vandag 'n waarskuwing van Jesus binne in ons harte en daar waar ons siel is. God is lief vir jou, ja, maar ons moet die knie voor Jesus buig wat ons waarsku, want dit is hoekom hy gesterwe het. Hy waarsku ons want hy het namens jou en vir jou gesterwe. Nou hoor vandag duidelik wat Jesus sê. Jy kan almal baie maklik bluf. Jy kan jou eie siel bluf, maar jy kan nie vir Jesus bluf nie. Ons hoor Jesus daar in Matteus 7 vers 13 sê, en hy waarsku ons. Hy sê, gaan deur die noupoort in, want die poort wat na die verderf, die hel lei, is wyd en die pad daarheen breed, en die wat daardeur ingaan is baie. Hier praat Jesus nie van die anti-kris en mense wat weier om hom te glo en as die Here van hulle lewe aan te neem nie. Hier praat Jesus vandag opnuut met mense wat daarop roem. Hulle is geredde Christene, maar op pad hel toe. Matteus 7 vers 14 sê, maar die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarheen is smal, en die wat dit kry is min. Dis min kinders wat sê hulle is Christene, wat hierdie pad vind. Die ongemaklike waarheid is dit, die meeste mense wat vandag daarop aanspraak maak, dat hulle Christene is, word nie gered nie. Nie omdat God se verlossing verander het nie, nee, maar omdat die standaard van die evangelie laat vaar is. Die kruis is uit die kerk verwyder. Die kruis was nog nooit in sulke mense se harte gewees nie. Ja, een van die mees ontnugterende waarhede wat die moderne kerk in die gesig staar, is valse bekering wat hoogtyd vier. Kerkbanke word volgesit en meeste predikers en eredienste se stemme verander as hulle preek. Ons eredienste is luid, ons hande word opgesteek as ons sing, maar baie wat aanspraak maak op die naam van Jesus Christus is nog nooit weergebore nie en op hulle is op die breë pad, oop oë op pad hel toe. Dis vreeslik. Ja, dis Christene wat een of ander tyd 'n gebed gebid het en selfs gedoop was, maar het hulle nooit werklik bekeer en aan Christus as Here onderwerp nie. En is nooit deur die krag van die Heilige Gees verander nie. Hulle is nooit weer gebore nie. Dis emosionele bekeerlinge, godsdienstige, tydelike kerkbywoners, maar nie nuwe wedergebore skepings in Jesus Christus nie. Ja, Jesus waarsku ons baie duidelik met skrikwekkende duidelikheid.
as hy daar in Matteus 7:21 baie duidelik sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie? Let op wat Jesus sê, baie wat dink hulle is gered, is nie werklik gered nie, al dink hulle so. Baie praat soos geredde kinders van God, maar hulle is nooit werklik bekeerde Jesus navolgers nie. Hoekom nie? Omdat die moderne Christendom die Bybelse evangelie vervang het met 'n mensgesentreerde boodskap. In plaas daarvan om sonde, bekering, die toorn van God en die behoefte aan wedergeboorte te verkondig, het ons mense 'n goedkoop nabootsing van Jesus se evangelie verkoop. Ons sê in die kerke wat die mense wil hoor. Hoor wat ek sê. Nooi Jesus in jou hart in is 'n frase wat nie in die Bybel voorkom nie. Neem 'n besluit vir Jesus Christus. Dis ook nie in die skrif nie. Nou wat staan dan in die Bybel? Daar staan in die Bybel, bekeer jou, buig die knie, glo die evangelie van Jesus Christus. Ja, verloon jouself, neem jou kruis op en volg Jesus, hoor ons daar in Markus 8:34, as Jesus sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Hy moet sy kruis opneem en Jesus volg. En ook hoor ons dan, Jesus sê in Lukas 9:23, luister mooi, dis nog sterker gesê, verloon jouself, neem elke dag jou kruis op en volg my. Daar staan nie neem elke tweede dag jou kruis op nie, of eenmal in 'n week nie, of eenmal op 'n Sondag nie. Daar staan, verloon jouself, met ander woorde, dit is nie maklik om elke dag jou kruis op te neem nie, maar Jesus sê, neem elke dag jou kruis op en volg my. Lukas 9:23 is vir die mense op die breë pad nie moontlik nie, want dit is vuur, waar valse bekering floreer, wanneer die evangelie afgewater word. Want 'n mens hoor so baie keer as mense sê, my leraar sê so, of ek gaan na hierdie kerk toe en dan na daardie kerk toe, ek soek die regte kerk. Waar is die regte kerk? Die regte kerk is in jou hart, kind van God. Ek volg Jesus soos ek wil. Dit is jou plig om die woord te ondersoek. Dit is jou plig om Bybelstudie te doen. Dit is nie die leraar daar in die kerk se plig om dit te doen nie. Die leraar bring slegs 'n boodskap, soos hy dink, wat hy wil. Maar dit is jou plig om die woord te ondersoek. Nie eenmal 'n week nie. Jesus sê elke dag. Verloon jouself en neem elke dag jou kruis op en volg my. Hoe kan jy dit doen as jy nie die Bybel bestudeer nie? Wanneer mense vertel word dat die Christendom oor selfhelp, positiewe denke of emosionele ervarings gaan, voel daardie mense dalk geïnspireer, maar hulle word nie gered nie. Hulle word vertroos in hulle sonde. Nie daardeur gekonfronteer nie. Nee, hulle mag kerk of selgroepe bywoon, maar daar is geen vrug van die Gees in hulle lewens is sigbaar nie. Daar is geen honger na God se woord nie. Geen haat vir sonde nie. Geen bewyse van heiligmaking nie. En tog, omdat hulle 'n formule gebed herhaal het, of 'n emosionele oomblik by die altaar of in die kerk gehad het, glo hulle dat hulle hemelgebonde is. Wees waaksaam. Ons hoor Paulus se woorde opnuut vandag as hy daar in 2 Korintiërs 13 vers 5 sê,
Stel julle self op die proef en ondersoek. Toets julle self of julle in die geloof lewe, want God sê in Hosea 4 vers 6, my volk gaan onder, omdat hulle nie aan my toegewy is nie. Nou, dis 'n vraag wat elkeen vir homself kan vra. Is ek, lewe ek, wandel ek toegewy aan God? Die tragedie is dat baie mense op die oordeelsdag voor Christus sal staan en dink dat hulle gered is omdat hulle 'n gebed gedoen het of kerk toe gegaan het, maar hulle het nooit die knie voor Jesus heerskappy gebuig om elke dag hulle kruis op te neem nie. Ek sluit af, en dan sal hulle daardie dag vir Jesus hoor sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my af. Ja, ons moet baie seker maak, is nie net 'n gebedjie een of ander tyd nie. Ons moet baie seker maak, dat ons die knie voor God buig, voor Jesus buig, elke dag. Ons moet Bybelstudie doen, ons moet kyk wat die Here vir ons sê, want God praat met ons deur die woord. Maar as jy dink ander dinge is belangriker, as jy dink die versie wat jy op 'n dag ontvang in sosiale media, dit gaan jou red, dink weer, kind van God. Seën, vrede en genade vir alle wedergebore kinders van die Here, van Jesus Christus ook, en die Heilige Gees, wat dit in ons harte vasmaak en openbaar, as ons daarna soek. Amen.